Alright, graad. Dankie. Niemand. Het ek julle nie ingedeel nie? Ek het jou geskryf. Wat? Ja, maar wie moet hier sit? Daar was jy van die begin af net ons. Ja. Okay dan. Alright, eerste vraag, vraag 16. Okay. Wie het alles na mol toe gevat? Anno, hoog op. Alright, wie het in volumes gebly? In volumes gebly? Okay. Alright, ek wil net sien wat mense gedoen het. Die antwoord het julle. Okay, so ek gaan in volumes bly. Hoekom? 1, ek is lui. En 2, jy mag. Hoekom mag jy hier by volumes bly? Want as jy kyk na die fases wat hulle vir jou gee, is dit gas en gas en jy is by STD. So dit is makliker, so jy kan by volumes bly. Jy hoef nie. Jy kan na mol toe gaan, 100% korrek, ons moet by presies dieselfde antwoord uitkom. Okay? So as ons nie doen nie of jy het ergens gemis, dan moet jy my net sê, Louis, Bernard, kan ek julle help? Wat kort julle? Louis, wat kort jy? Bernard, wat het jy gedoen? Volume? Volume. Hy het volume gebruik. En jy? Mol. Hy het mol gebruik. Okay. Julle reg? Okay, goed dan. Goed. So, ek gaan eers begin en sê 1 versus 2 gee vir my 1. Ek soek net my mol verhouding. Julle sal sien ek bedoen partykeer die tabel, ek doen hom so bietjie, ek doen hom so halfpad. Dis vir my makliker. My kop werk so, maar jy onthou ek het vir jou gesê, jy hoef nie. Sorry, die wêreld bel my vandag. Ja. Okay, so, dit is die mol verhouding daarso. En aan die begin, julle gebruik die RICE tabel, né? Aan die begin het ek 5 en 5 daarvan en ek het 0 daarvan. 5, volume. Ek gebruik nou volume. Ek gebruik volume. Bernard, volume. Ag Bernard. Louis, volume. Okay. Goed. So, jy kan nie sê minus 5 nie. Hoekom? Want hulle molverhouding is 2 tot 1. So wat ek kan sê is as ek al 5 dae gebruik, gaan ek net 2.5 daarvan gebruik. Volume. Okay? So dat ek 0 daarvan oor en 2.5 daarvan gebruik en hierdie molverhouding is 2 tot 1. So ek plus 2.5 aan hierdie kant en dan het ek 2.5 oor. Okay. So jy kan dan weer eens na mol toe gaan. As jy na mol toe gegaan het, sou gesê het volume oor volume by STD. So dit gaan wees 5 gedeel deur 22.4 en dan kry jy 0,325. So ietsie. En dan sou dit so gebruik het. Okay, ja. Reagens gaan uitwerk wat al waterstof is. Ja, sharp. Perfect. Okay. So, dit maak nou nie so baie saak nie, hoor. 0, ja. Ja. Alright, goed. Nou begin. So al wat ek nog nie eens 'n vraag gelees nie. Ek het net die opskrif gelees en toe my goedjies ingesit en nou gaan ek nou vra hulle vir jou by vraag 6A. Bereken die maksimum volume van daar is metanol wat sal kan vorm en die metanol wat kan vorm se volume is 2.5 kubieke desimeter. Nou weer eens, soos Nadia gesê, sy 2.46. 6 gekry. Dit is natuurlik as jy nou na mol toe gaan en daar afgerond het en dan weer teruggegaan het na volume toe. Okay. Goed, dan my vraag B, vra hulle vir jou bepaal die totale volume gas aan die einde oor van die reaksie 2.5 plus 2.5. Die volume gas aan die einde is 2.5 plus 2.5 en dit gee my 5 kubieke desimeter. Jy sou nou gekry het 2.46 plus 2.46 en dan sê jy gekry het 4.92. Ja? Goed,
En dan C vra hulle vir jou, bereken die massa van die oormaat reaktant wat oorbly na voltooiing van die reaksie. Nou vra hulle vir massa. Okay? So nou gaan ek 'n bietjie meer somme hê as julle wat in mol gewerk het. Hulle vra vir jou van die reaktant wat oorgebly het. Die reaktant wat oorgebly het by my is koolstofmonoksied, daarvan hom is 2.5 kubieke desimeter oorgebly, né? So die reaktant wat oor is aan die einde is 2.5 kubieke desimeter en die vraag is die massa. Okay, so ek gaan nou eers moet gaan vanaf N is V oor Vm, daai formule, mol gaan uitwerk en dan van die mol af moet ek gaan massa oor molêre massa. Okay, nou ek is lui, maar effektief. Albei hierdie formules is gelyk aan mol. So ek gaan sommer hierdie formules gelykstel aan mekaar. Okay, so ek gaan sê M oor M is gelyk aan V oor Vm. Die massa wil ek uitwerk, die volume wat oorgebly het is 2.5, molêre gasvolume is 22.4, daai M gaan oor ander kant toe, so ek gaan maal met hom, en die molêre massa van wat? Van koolstofmonoksied, 16 plus 12 geef my 28. En ek kry julle, as daar nou 'n dag is wat ek nie lus was vir werkie, is dit vandag. Nee, want môre sien ek julle nie oor fotodag en Vrydag is ek nie hier nie. So ja, gaan werk vir Vrydag. Ja. Want hy is ook 'n gas. Gas. Jy het nou na mol toe gegaan, hè? Die volume is gebly. So die molverhouding is 2 tot 1. Bly gestil. Die molverhouding is 2 tot 1, né? So as hy die beperkende reaktant is, beteken ek gebruik alles oor van hom. So as ek 5 gebruik van hom, dan moet ek gedeel deur 2 om te kyk hoeveel gebruik ek van hom. Jy met my? Ja. Altyd beter die derde desimaal, want tweede desimaal is aanvaarbaar. Ja? Juffrou, hoe ver mag jy af? Dit hang ons nou af wat jou volume was daar. As jy in mol gewerk het, dan het jy hierso gekry 2,49, 2,46. Yes? Juffrou, ek sê 0,11 mol in hakies 12,16 vir die molêre massa. Waar het jy 0,11 gekry? Daai? Van 0,22 die verhouding 2 tot 1 na 0,11 teenoor waterstof teenoor wat was dit? O. So wat het jy gekry vir die antwoord? 3,08. Ja, is fyn. Ja, is fyn. 3,08. Dit is as jy gewerk het in molle. Ja? Het jy 'n tabel gemaak? There you go. Ek het nou hierso, dis nou die derde keer wat ek vir jou wys. Fokus. Jy het gesê hy is die beperkende reaktant. Wat beteken hy is in oormaat? Ja? Jy het 5 gehad aan die begin. Die molverhouding is 2 tot 1. So as jy hier 5 gebruik het, het jy net hier 2.5 gebruik. So 5 minus 2.5 gebeur 5. Tabel. Right, nog vrae? Wat is fout, Courtney? Courtney? Ek was net nie seker oor wat ek gedoen het. Maar is jy nou seker? Seker, jy is seker? Ek is nie op my seker dat ek het eers met mol gewerk. Toe minus ek eers ek dink wat oorgebly het en toe werk ek die massa van dit. Okay, maar hierdie wat jy dink jy gedoen het, tabel. Ek het dit al. Maar hoekom kan jy nie sien wat jy geminus het daar nie? Nee, juffrou, ek het soos ek het my tabel by 16A gedoen. Toe doen ek my
my B en my C is soos Ja, maar as jy tabel voltooi. ja, Want my B en my C kom uit my tabel uit. ja, jy vir my tabel is reg. En ek het net soos ek het toe ek die beperking hier uitgewerk het. Toe sien ek dat daar oorgebly het. So toe minus ek die wat oorgebly het en toe werk ek die master van dit uit. Ja, dis wat jy moes doen. Dis wat oorgebly het. Hierdie een. Nog 'n vraag? Dankie Rico. Alright. Vraag 17 sê hulle vir jou. Bereken die persentasie opbrengs vanaf ammoniak indien 2.6 gram ammoniak geproduseer word uit hierdie reaksie. Okay, so ons het waterstof wat reageer met stikstof en dit gee vir jou ammoniak. Hoe weet jy dit? Want dit is die 4de keer wat jy hierdie reaksie doen in die hoofstuk. So jy moet hom nou al herken en kan doen. Okay, dis nou verwag van jou. Dan sien jy dis nie gebalanseerd nie. Ek hoor 2 daarvan en 3 daarvan. Moes ons dit eers balanseer? Ja, my ou. Goed. So 3 teenoor 1 gee vir jou 2. Onthou as jy nou hierdie 2 omgeruil het, is 100% fine, né? 3 plus 1 en 1 plus 3 is presies dieselfde ding. Goed, dan het jy hierso rise. Jy sal sien, ek gaan altyd na die tabel toe, want alhoewel ek nie alles noodwendig altyd gaan invul nie, is dit makliker om te visualiseer wat gebeur. Okay, so as jy in die tabel doen, jy gaan teken hom nou. Goed. Nou is ons hierso besig met gasse, hulle is almal gasse, maar hulle praat van massa. So, hulle gee nie van die volumes nie, hulle sê nie vir my ek's by SCD nie, so ek gaan eers alles na mol toe vat. Okay, so ek het nie al my checkpoints van wat ek mag en nie mag nie, so dis reg, ek gaan nou eers na mol toe gaan. Hulle sê vir my, jy begin met 1.26 gram hiervan en 10.1 gram daarvan. Okay, so ek gaan nou eers gaan mol uitwerk. So as ek gaan kyk na waterstof, is dit 1.26 gedeel deur 2. Hoekom gedeel deur 2? Want dit is 'n diatomiese molekule en dit gee vir jou 0.63. So ek begin met 0.63 daarvan. Stikstof, mol is 10.1 oor 28. Dit kan ek nie in my kop doen nie. En dit gee vir my 0.3607. Ek rond nog nie af nie, maar dit is nie my finale antwoord nie. Chaplouis, beantwoord ek jou vraag? 0.3607. Okay, en van my produkte het ek 0 oor. Ag 0 om mee te begin. So nie 0 oor en 0 om mee te begin. Nou kan ek nie net sê ek gaan alles van hierdie gebruik en alles van hierdie gebruik nie, want ek weet nie wat is die beperkende reaktant nie, want ek weet nie is die een in oormaat of is die een in oormaat. Okay, so, ek gaan nou sê reg. Jy kan nie, as jy hierdie vinnig in jou kop kan doen, want hierdie is nie 'n spesifieke vraag nie. Hulle vra nie, bereken die beperkende reaktant nie. Hulle sê net persentasie opbrengs. So as jy dit in jou kop kan doen en uitfigure, sharp. As jy nie kan nie, dan volg jy die stappies. 3 waterstowwe reageer met 1 stikstof, so dis 3 tot by 1. Hierdie is 0.63 en ek wil weet hoeveel stikstof het ek nodig. Dan gaan gou weer sê wat gaan aan in my kop. Ek sê as ek 0.63 waterstof gebruik, hoeveel stikstof het ek nodig? Ek het 0.3607. Okay, so wat doen ek van daar tot daar? Ek deel deur 3, so ek gaan dieselfde daar doen, deel deur 3, so ek kry 0.21. So as ek 0.63 gebruik, het ek 0.21 nodig. Hoeveel het ek? 0.36. So ek het meer as genoeg. Okay, wat beteken dit? Dit beteken hierdie ene is in oormaat en dit beteken hierdie ene is my beperkende reaktant. Ja? So iemand wat my verloor het. Almal is met my. Sê jy? Nou het ek juffrou weer gedruk. Ag, Jesus, Cameron, dit is musiek in my ore. Okay, reg. So wat beteken dit nou weer? As hy die beperkende reaktant is, beteken dit ek gebruik alles van hom op, dat daar niks oor is nie. Wat beteken dit as die een in oormaat is? Dat ek gebruik net dit wat nodig is en daar gaan dus oorbly.
Okay, nou, dis nie nodig om hierdie alles in te vul in die tabel nie, want die vraag is nie hieroor. So ek kan net daar stop. En ek gaan net daar stop, net om party van julle te irriteer. Okay, dan gaan ek kyk goed, omdat hierdie my beperkende reaktant is, 2 goed, gaan ons alles opgebruik van hom, en hy is die een wat bepaal hoeveel produkte vorm. Okay, nou weer eens, as jy hierdie in jou kop kan doen, perfect, ek gaan hom nou 'n lang manier doen, sodat almal by is, 3 waterstowwe lewer 2 ammoniakmolekules. So die molverhouding is 3 tot 2. Hoeveel waterstof het ek gebruik? 0.63, want ek het alles opgebruik. Hoeveel ammoniak gaan vorm? Kom ons kyk, die molverhouding is 3 tot 2. So gedeel deur 3 maal met 2. Gedeel deur 3 maal met 2 gee vir jou 0,2. Dankie, 0.42. So wat beteken dit? Dit beteken hier vorm 0.42, so 0 plus 0.42 geef my 0.42 mol. Wat was die vraag nou weer? Die vraag was gewees, bereken die persentasie opbrengs. Hoe lyk daai formule nou weer? Daai formule is persentasie opbrengs. Wat is opbrengs in Engels? Yield. Okay, is die werklike massa oor die teoretiese massa maal met 100. Okay. Wat het hulle vir my gegee? Hulle sê daar bo vir jou, bereken die persentasie opbrengs indien soveel geproduseer word. So hulle het vir my die werklike massa gegee. Hulle het gesê 2.6 gram is geproduseer. Waarmee is ek besig hieronder? Daai ding wat ek daar gaan uitwerk het, is my teoretiese mol. Dit is hoeveel geproduseer moes word, indien alles perfek uitgewerk het, maar alles het nie. Okay, maar ek het die mol, en ek mag nie mol met massa vergelyk nie. So ek moet eers daardie mol na massa toe vat. Okay, so dit is wat ek hierso gaan doen. Ek gaan nou kyk na ammoniak. Massa is mol maal molare massa, 0.42 maal met 17 as ek reg is. En dit gee vir my 7,14. So daai is hoeveel geproduseer moes word as alles perfek uitgewerk het. So, my persentasie opbrengs is 2.6 oor 7.14 maal met 100. Nee. En dit gee vir jou 36? Ja. 0,415 of 42%. Ja. Het jy dit verloor?
Okay, nog vrae? Ja. Dit kan. Jy mag net nie 'n antwoord gee in 'n breekvorm nie. Okay. Goed, vraag 18. Sê hulle vir jou, beskou die volgende reaksie. Okay, hulle gee vir jou daai multiples 2 tot 3, geef my 2. Jy kan sien ek het nou nog nie eers verder gelees nie, maar dadelik vir myself gaan sê ek dis die rise tabel, ek weet ek het 0 daarvan. Dadelik gaan vul ek al daai goedjies in. Nou lees ek hulle sê, bepaal die beperkende reaktant wanneer jy 35,1 gram daarvan het en 635 gram daarvan het. Gramme, gaan nie in gramme werk nie, gaan in molle werk, so, ek moet hom eers omskakel na mol toe. Oef, ok, goed, so, mol is massa oor molêre massa, die massa gaan nou eers kyk na aluminium, is 35,1 gedeeld deur 27, hy is 27, en dit gee vir jou 1, wat? Ek glo julle. 1,3. En dan gaan ek kyk na jodium. Jodium is 635 oor, hy is 'n diatomiese molekule, so dis 254. So dit gee my 2,5. So wat beteken dit? Aluminium het ek 1,3 van aan die begin en jodium het ek 2,5 mol aan die begin van. Ek het nog nie eers die vraag beantwoord nie. Die vraag was watter een is die beperkende reaktant? Okay, so nou kyk ek goed. 2 aluminiums nodig 3 jodiums. Molverhouding 2 tot 3. As ek 1,3 aluminium gebruik, hoeveel jodium het ek nodig? Ek het 2,5. Okay, wat gaan ek doen van links na regs? Gedeel deur 2 maal met 3. En dit gee vir my 1,95. So kom ons kyk. As ek 1,3 gebruik, het ek 1,95 nodig. Hoeveel het ek? 2,5. So ek het meer as genoeg. So aluminium is die beperkende reagens. Kan ek net gou sien wie het dit tot daar reg? Steek jou hand op. Tjo. Okay, goeie nuus vir my. Goeie nuus. Okay. So, by 18a vra hulle vir jou, bepaal die beperkende reagens. Dit wil sê, aluminium is die beperkende reagens. Nee, jy mag nie BR skryf in 'n toets of eksamen nie. Dis nou net ons wat lei is. Kyk, goed. Vraag B, vra hulle vir jou. Hoeveel gram oormaat reaktant bly oor? Ok, terug na my tabelletjie toe. Ek gaan uitwerk, hierdie word alles opgebruik, so ek het 0 oor daarvan. Dan het ek gaan uitwerk, ek gaan 1,95 mol gebruik. So dis minus 1,95, so 2,5 minus 1,95, ja, ons moet dit in ons kop gaan doen, ek weet.
is 0.55 en dan gaan ek sommer terwyl ek besig is met my tabel, hierdie molverhouding is 2:2. So as ek 1.3 hiervan gebruik, gaan ek 1.3 daarvan kry. OK, goed, tabel is klaar. Kom ek gaan terug na vraag B. Wat vra hulle vir my daar? Hulle vra vir my hoeveel gram bly oor, wel ek weet nou hoeveel mol bly oor. So ek gaan sê massa is mol molare massa 0.55 maal met, wat het ek gesê, 254 en dit gee vir my maal 254 en dit gee vir my 139.7 gram. Dis goed, jy moet my nooit glo nie, ek maak onmenslik baie foute. OK. Goed, nou vra hulle vir jou, bereken die massa produk wat geproduseer kan word indien die beperkende reaktant volledig reageer. OK, ek het klaar in my tabel gaan uitwerk hoeveel mol is geproduseer. Hulle vra vir my die massa, so ek gaan sê massa is mol maal molare massa. Die mol is 1.3 en die molare massa is 27 plus plus 3 maal 127, nee? $530,4. Has fout kort nie? Jy praat dit ook 408. Het jy die regte formule gebruik? Die molare massa is 4. Is almal bly saam met jou? Alright. Nou, vraag D, vra hulle vir jou. Indien die persentasie opbrengs 83% is, bereken die massa van die produk wat gevorm word. So hulle gee vir jou reeds die persentasie opbrengs. So wat is die formule vir persentasie opbrengs nou weer? Dit is jou werklike massa oor jou teoretiese massa. Maar met 100, nee. OK, goed. So hulle sê vir jou die persentasie opbrengs is 83%. Hulle wil weet hoeveel is werklik geproduseer en jy het die teoretiese massa gaan uitwerk. Hoeveel moes geproduseer word? OK, en dan as jy X gaan uitwerk, dan kry jy dit om te wees 440,23 gram. Yes? Ja. Nee, dis fyn. Nee, maar jy is by persentasie suiwerheid. Nie by persentasie opbrengs nie. OK. Goed. 'n Vraag daar. OK. Vraag 19. OK. So, party mense kop net hierdie. Soos hierdie is vir jou kos en ander mense kop dit nie so lekker nie. Dit is die lewe, dit is hoe dit werk. As jy dit nie kop nie, wat gaan jy doen? Huis toe gaan en dit weer gaan doen. 'n YouTube video gaan kyk wat dit anders verduidelik as wat ek het verduidelik, want daar kop jy nie hoe ek dit verduidelik nie. Dalk is dit as iemand anders dit vir jou verduidelik, dat dit vir jou makliker is. Onthou, daar's altyd meer as een metode vir al by wetenskap. So, en ek gaan regtig nie offended wees as jy nie hou van hoe ek dit doen nie. Ja. OK. Goed, daar sien ek 'n reaksie wat sê hulle, magnesiumhidroksied is 'n anti-acid, 'n teensuurmiddel wat teen soeibrand werk, soos Gaviscon. Hier is die reaksie om die eliminasie reaksie voor te stel. So hierdie stel nou die suur in jou maag voor. Hierdie is jou Gaviscon, jy drink dit, dan vorm dit magnesiumkloried wat 'n sout is, wat oplosbaar is en is dit oplosbaar? Bietjie. En dan water. OK. Nou weet ek begin altyd met 0 en 0 hiervan en hulle sê vir my wat? Hulle sê jy het 'n tablet wat se massa
50 milligram is, maal 10 to die mag minus 3, want ons werk in gramme, en hulle sê vir jou, van die 50 milligram is slegs 40% is magnesiumkloried. Wat is die ander goeders? Bindmiddel, suiker, kleurstof, plastiek, hange waarvan die tablet gemaak is. Ok. Bereken die molsuur wat reageer, so hulle wil weet hoeveel molsuur reageer, en die hoeveelheid, hoeveelheid verwys baie keer na massa, gram, maar as jy gestop het by mol, is dit fine, want ek het nou nie so spesifiek jou gesê nie. Sean, as jy wakker, jy jok. Jy jok nie, of jy is nie wakker. Nee, dan werk jy nou nie teen jouself. Maar ek sal dan gaan met, jy is aan die slaap. Jo, Sean, as ek weer na jou kyk en jy sit in dagdroom, dan kyk jy hierna toe, na hierdie oop gaatjie hierso. Sharp. Okay. Goed, so, baie werk om hier te doen. Wat hulle hierso, wat hulle hier vir jou gee, is eintlik 'n persentasie suiwerheid. Hulle sê, hierdie teensuur tablet is nie suiwer magnesiumhidroksied nie. Hulle sê net 40% van hom is dit. So voordat ek enigstens 'n sommetjie kan doen, moet ek gaan eers uitwerk hoeveel is actually magnesiumhidroksied. Okay? So die persentasie suiwer magnesiumhidroksied is die suiwer oor die totale maal met 100. Okay? Die persentasie suiwerheid is 40%. Ek wil weet hoeveel is suiwer en die totale massa is 50 maal 10 to die mag minus 3. Hoekom? Want dit is 'n milligram en nie 'n gram nie. Wie het dit raak gelees? Mooi. So. En dit gee vir my 0,02. Julle het dit ook gekry? Wat het ek hier gekry? Gram. Ek wil gaan na 'n mol toe. So nou is ek nog steeds my magnesiumhidroksied en mol is massa oor molêre massa. Die massa is 0,02 en sy molêre massa is en dit gee vir 58. Ja. Ek het om te bepaal hoeveel van daai tablet is magnesium. Sê net 40% maal 50, toe kry ek 20 en toe maak ek dit maal 10 tot die mag minus 3. Sharp, 100%, ja. Maar jy moet begin met 'n formule. Het jy 'n formule? O, blikkies. Wie is julle? Jy moet begin ergens met 'n formule. Jy gaan 'n punt daarvoor kry. Maar as jy 'n bietjie anders neergeskryf, sê net maar jy sê persentasie, sê net maar jy het gesê want jou som was gewees suiwer is totale maal persentasie. Dis wat jy gedoen het. Ja. Nee, dan sit jy formule, skryf jy hom so neer. OK. Dis reg. Goed. So daar het ek nou sy mol. So wag net gou. Hol op. Wat het ek nog gaan uitwerk? Ek het gaan uitwerk hierdie is 3,448 maal 10 to die mag minus 4. Okay. Dis 'n piepklein getalletjie. En wat is die vraag? Die vraag is hoeveel mol suur gaan dit neutraliseer of met hoeveel gaan hy reageer en hoeveel van hierdie gaan vorm. Okay. Dit is perfek. So wat jy gaan aanneem dan is al hierdie gaan reageer. Want hulle wil weet hoeveel sal hierdie tabel neutraliseer. So jy gaan aanneem dat alles van hierdie gaan reageer om 0 te vorm aan die einde. Jy wil weet hoeveel van hierdie gaan geneutraliseer word. So nou gaan ek hierdie in die tabel doen want die molverhouding is easy peasy. Die molverhouding is 1 tot 2. So wat gaan jy doen daar? Jy gaan maal met 2, né? So daai maal met 2 gee vir jou 0, nee, kom ons gaan hierso 6,896 7. Ek het afgerond nie. Maal 10 to die mag minus 4.
Dus hoeveel van hom gaan neutraliseer? Hoeveel van hom gaan vorm? Wel, hierdie molverhouding is 1:1. So as daar soveel daarvan gaan gebruik word, dan gaan jy soveel daarvan kry. Yes? En net om julle te irriteer, gaan ek my tabel net so los. Ek gaan niks anders invul nie, want as jy nodig nie, ek sien klaar wat daar gebeur. Okay? So, wie het julle tabel voltooi? Was jou hand op pad op, Bernard? Jy het tabel gedoen? Hoe ek nie? Okay. Alright, so, die eerste vraag was, die molsuur wat gaan reageer. So, wanneer jy, in 'n toetshoefeksamen beantwoord, en jy het alles in die tabel gedoen, perfek. Hulle gaan soek vir jou punte in die tabel, en jy kry dit daar. Maar, hierdie is 'n antwoord op 'n vraag, so dan moet 'n eenheid wees. So, jy moet gaan skryf, 6,897 maal 10 to die mag minus 4 mol. Daar is 'n antwoord, so jy moet 'n eenheid hê. Obviously, as jy gesê 6.9, is dit fyn. Okay, en dan vra hulle vir jou, wat is die hoeveelheid magnesiumkloried wat gevorm het? Die mol magnesiumkloried wat gevorm het, was gewees, wat is dit, 3,448 maal 10 to die mag minus 4 mol. Okay, jy kon dit in mol gelos het, jy kon dit na massa toe gevat het, die vraag was nie te spesifiek nie. Iemand dat ek iets ergens mee moet help, of verduidelik, of iets? Ja. Juffrou, so as ons iets gekry het in 'n vorige vraag, maar dis nie die vraag se antwoord nie. Kan ons dit in die volgende vraag gebruik? Ja. Mag, want ek weet nie wat kan maak is dit. As jy was nie die volgende vraag, is jy alright? Sê weer? Soos 'n verhouding gedoen het in die vorige vraag. Moet ons die verhouding weer oorskryf? Nee. Nee, hoef nie. Jy kan vriendelik wees en sê, verwys na tabel, maar hulle gaan soek die punt in jou tabel. Ja. Wetenskap is eintlik baie vriendelik. En maklik. Nee. Alright, goed, by vraag 20 sê hulle vir jou. 'n onsuiwer monster van kaliumkloried word daarom staan in 20 ml water opgelos. Die kloried oonslaan dan heeltemal neer deur oormaat loodnitraat oplossing by te voeg. Daar slaan neer, dis 'n neerslagreaksie wat ek jou gewys het, né? Die uitgedroogde neerslag weeg 2.22 gram. So toe filtreer die persoon dit en toe weeg hulle daai uitgedroogde neerslag. Skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie van kaliumkloried en loodnitraat gee vir jou. Alright, nou dames en here, baie welkom, jy is in graad 11. Jy moet fases kan neerskryf. Okay, hulle sê vir jou, jy het dit wat in water opgelos is, oplossing, aqueous. Dan gooi jy hierdie oplossing by aqueous. Dan is hierdie, ons noem dit 'n uitruilingsreaksie. So daai gaan so breek, hy gaan so breek en daai positief en negatief gaan saam en daai positief en negatief gaan saam. En ek eindig daar vandag.